Yes, goeiemôre. Welkom hier so by my stukkie padkos weer vir die pad vanmôre hier van die plaas. Wil ek graag met u deel vanmôre uit die woord van die Here hier so uit 1 Petrus 1 hoofstuk 2 vers 21. Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. In elke huis het ons God nodig in hierdie oomblikke van die tyd waar ons ingaan. Daar's huise wat seer het, daar's huise wat mense moet, familielede, mense wat siek is, mense wat daar was en wat nie meer daar is nie, wat tot sterwe gekom het en wat begrawe is. Maar ek wil graag vanmôre met u deel, en ek wil graag hê u moet vanmôre nader stap. Kom sit hier by my hier aan die tafel vanmôre. 'n lekker koppie koffie. Life is too short, my broer, my suster, for a bad coffee. Daar's nie tyd meer om kerk te speel nie. Dit is tyd om die voetspore van hom wat hy nagelaat het, diep in hierdie aarde ingeplanteer het hy vir ons nagelaat, en deur die Heilige Gees wat in ons woon, wat ons dit oplei. Maar vanmôre wil ek graag met u deel, dat ek dit om weer prys sy naam. Kan jy in my hand sien, hier's 2 ou klein, so pragtig, kyk hoe groot is my hand, teen hierdie 2 avos, advokadepeer. Ons het 1, 2, 3 groot bome. Hulle sê by volgende maand gaan hierdie ouetjie daarso op 'n toastbroodjie gaan gesmeer word met lekker plaasbotte, toast en avo. Daar's niks lekkerder as 'n toastbroodjie, my broer, en plaas koffie. Lekker, hoe sê hulle, die moerkoffie. En dan so ouetjie wat nou lekker groot is, en hier is botter avo, sê die manne hier op die plaas. Ek wil nog nooit van hulle gaan omtraai, maar ek wil vanmôre vir u bemoedig deur die woord van die Here, wat hy vir ons nagelaat het, die voorbeeld wat hy tot 33 jaar oud was, het Jesus, toe hy gegaan het en voor Pontius Pilatus verskyn het, waar Pilatus ook, jy ken die verhaal, sy hande in onskuld gewas het, en hy het weer gegaan en uitgegaan by die deur, en die mense het geskree, Barnabas, Barnabas, laat hy vrygaan, maar kruisig Jesus. Maar Jesus was 'n man soos 'n lam geslag, sonder enige skuld, 'n dier. Hy was geslag, sy rug was oopgekloof vir u en vir my vanmôre. Maar hy laat iets moois vir ons vanmôre. Hy sê hier, want hiertoe is julle geroep. Waartoe is u en ek geroep? Om nageslag ter God te dien in gees en waarheid, sodat jou nageslag, jou kinders wat nog moet kom deur jou bloedlyn, ook God sal dien en voetstappe kan navolg soos Jesus dit van ons verwag. Prys sy wonderlike naam. Maar vanmôre het ek 'n ou kleintjie, is my so pragtig, ek is so lief. Dit is my so pragtig, hierdie ou klein, is nog 'n ou pit, maar ek het so ou klein, die avo al geëet op 'n ander plek, waar ons by die winkel gekoop het, maar nog nie van hierdie bome op hierdie plaas, wat hier agter my is nie. Nee, maar 'n pit, kan nie glo, en hy daar gelê, en hy het in die wind gelê, en die weer, en daar het 'n boompie uit hierdie pit uitgekom, en hierdie put het maar niks water gekry en hy het in 'n gat gelê. Baie maal in ons lewe, my broer, my suster, voel ek en u ook weggegooi. Ons voel verwerp. Ons voel daar's nie meer hoop nie. Ons voel vanmôre ons is afgebreek. Ons is vanmôre vernietig. Kyk hoe druk ek hierdie put, hierdie in my 2 vingers breek ek hom. Maar God sê vanmôre, luister mooi vanmôre. Daar's nie net, daar's 'n dieper uit. Kyk hierdie pytjie, hierdie saadjie.
Ek wil vanmôre vir u sê, gaan. Gabriel gaan en ek sê vir u vanmôre, u is geplant soos 'n boom by waterstrome. Kyk hierdie pragtige put wat uit hierdie klein ouetjie uitkom. Maar die proses wat volg is die voetstappe wat u en ek moet loop, wat Jesus dit nagelaat het vir my en vir u. En ek wil vanmôre vir u, my vriend, medeluisteraar, bemoedig deur hierdie boodskap, bly by die voete van die Here. Dit maak nie saak wat die omstandighede in jou huis is nie. As dit moeilik gaan, staan u op vanmôre soos hierdie saadjie. Staan u op vanmôre soos hierdie saad en wees 'n dapper held. En staan op en vertel en verkondig die evangelie van die woord van die Here van vrede, van hierdie voetstappe wat gelê is vir my en vir u vanmôre. En doen dit wat God van jou verwag is om die woord van die Here te lees. En hier kan jy sing, hierdie is die ander enetjie wat nou groter geword het. Want dit vat 'n leringproses om 'n volwasse persoon te word, om 'n dokter te word, en 'n PhD graad te kan hê, 'n diploma te kan hê, maar dit het iewers begin. En deurdat dit iewers begin het, het dit begin deur daai klein saadjie, en dan word hy bietjie groter, want hy kry proses van voedsel deur die woord van God. En deur die woord van die Here te lees, my broer en my suster, medeluisteraar, kry jy die voedsel vanmôre, en dat jy kan opstaan, en dan word daai groot daai avokado peer, ongelukkig het ek nie een hier nie, wens ek het een gehad, en nie as ek een gehad in die kombuis, was hy nou in my maag, op 'n toastbroodjie, prys die Here. Maar dan word jy daai pragtige avokado peer wat reg is, en wanneer jy hom so oop sny en jy split hom, jy deel hom in 2 gedeeltes, wat sien u? Diep spore wat daai avo gelaat vir my en vir jou, so sê die woord hier, 1 Petrus 2, want hiertoe is julle geroep, broeders en susters, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Die Here seën u deur hierdie gedagte. Wees vanmôre soos daardie klein ou saadjie en sê, Here, gebruik my vanmôre sodat God jou kan plant, en dat jy deur die saad geplant is, en dat jy kan voorkom soos 'n boompie deurbreek, en dan later aan begin daai boom saadjies dra op die regte tyd. Here, lei my soos 'n boom geplant by waterstrome, en op die regte tyd sal hy vrug dra, soos die woord van die Here vir my en vir u sê. In Johannes 15 vers 1 sê Jesus, ek is die landbouer, en hy is in beheer oor jou lewe, my vriend, oor hierdie ou saadjie, en hy plant vir jou vanmôre. En as hy jou geplant het, sal die storms kom en die reën en die wind sal kom, maar hy plant vir jou vanmôre op die regte tyd. Die Here seën vanmôre, en wanneer hy ewe oopgemaak word, is hy put groot, en nie meer so klein puitjie nie, hy kan nie daai put vat, jy kan hom in water laat lê, soos hulle sê. Ek weet nie, maar ek sal dit probeer. En wat die en wat al het, tot daar klein boompie uitkom, soos my moeder altyd dit het met groen hande, sy breek 'n takkie af, sy druk hom in die grond, en hy groei, en iets moois kom op, maar op die regte tyd. Op die regte tyd vanmôre, roep God jou vanmôre, en dis die tyd is vandag. Hy plant jou soos 'n boom, geplant by waterstrome, sodat jy vrug kan dra.
Nie soos die vrye boom wat verdor het van die woord van die Here nie, maar hy gaan verbykom en hy gaan ook aan jou boom pluk. En dat jy sê, en hy boom pluk en hy haal daai pragtige vrug af om te eet. Nou laat ek hier vanmôre sê, dra vrugte, wees reg op die regte tyd, het hy jou geplant. En hy sê verder dan Johannes 15 vers 1, en my Vader is die landbouer, en julle sal in my lote dra. Die Here seën vanmôre, tot ons weer ontmoet. Shalom. Amen.